Welkom by die Hangbrug, gesprekke oor letterkunde en filosofie of filosofie en letterkunde. Ja, ons gaan vandag natuurlik nou lekker praat oor die filosofie en letterkunde. Ek is Pieter Dievenage, my goeie vriend, kollega Charles Pierre Nodee. Charles, hoe voel jy oor hierdie uitdaging wat ons nou aan mekaar stel? Pieter, ek dink dit is 'n belangrike uitdaging. Ons wil so 'n bietjie verdieping gee aan die openbare gesprek. Jy weet, ons openbare gesprek is dikwels sonder 'n gevoel van waar die wortels van gesprek vandaan kom. So ons wil 'n bietjie aanduidings gee daarvan van waar die wortels van gesprek kom, die agtergrond daarvan, en net om meer betrokke en meer passievol en meer bemagtig te kan praat oor denke. Jy weet, jy moet weet waar denke vandaan kom om lekker bemagtig daaroor te praat. Ja, ek stem saam. Kyk, ek voel dat die letterkunde en die filosofie moet in 'n goeie gesprek met mekaar wees, maar voor ons nou hierdie dinge mooi gaan uitpluis en lekker mekaar gesels wil... Ons sê net waar ons vandaan kom. Ja, laat ons sê waar ons vandaan kom, maar ek wil net vir die kykers sê eerstens, dat hierdie gesprek oor letterkunde en filosofie is een inisiatief van vele. Daar gaan ook ander inisiatiewe wees van 'n instituut, wat ons in die proses is om te stig. Die instituut se naam is die Instituut vir Filosofie en Samelewing. En een van die inisiatiewe is natuurlik hierdie gesprek tussen filosofie en letterkunde. 'n Ander inisiatief gaan meer gesprekke meer in die filosofie self wees, of binne die veld van filosofie, maar steeds toeganklik vir 'n ingeligte publiek. En dan derdens gaan ons ook oor politieke kommentaar lewer. Ek het so... En vierdens, moenie vergeet dat ons gaan gewone resensies lewer. Ja. En die resensies gaan in Afrikaans wees, dan is dit deel van die Hangbrug. Die program in Afrikaanse naam is die Hangbrug, en as dit in Engels gelewer word, dan is dit deel van the Bridging Gap. En dit is nie net Suid-Afrikaans gerig nie, ons gaan resensente uit Nairobi en ander plekke in Afrika ook betrokke kry. So, oor Afrika letterkunde. Dit is baie ambisieus wat ons hier voorop stel of hoop ons kan aanbied. Ja. En ons sal maar so deur die bewegings gaan, en dinge sal gebeur, en hopelik sal ons kykers daarom op die kanaal, die YouTube kanaal vir ons kan volg, en ons sal maar heeltyd ook aankondigings maak, maar hierdie eerste program probeer net rigting gee waarmee ons besig is. So, ek weet nie of jy nog iets het om te sê nie, miskien moet ons nou beweeg na die begrip die hangbrug toe, maar ook net sê, waar kom die gesprekke vandaan? Ek en jy praat al lank in 'n sekere sin tussen die filosofie en die letterkunde. Ja, wel ons kantore, ons dagkantore is redelik naby mekaar. Ja. En die feit dat ons elke dag praat oor hierdie goeters, het ons nou die idee gegee dat ons kan dit doen vir ander mense, want dit het soveel vir ons beteken, dalk beteken dit meer vir ander mense ook, wie weet. Ja. Jy weet. En ek gaan my e-pos sowel as my telefoonnommer verstrek, indien kykers vir ons idees wil stuur. Okay. Want uit die aard van die saak praat ek en jy nou hier met mekaar, maar ons moet ook in voeling bly met die mense wat na ons gaan kyk. Ja. Ek het 'n vermoede dat ons aan die begin ook nie soveel kykers sal kry nie, maar hopelik tel dit stoom op, en veral as ons gaste inbring wat baie interessante bydraes kan lewer, dan kan ons dan hopelik van hierdie gespreksgeleentheid iets maak wat mense saam met ons geniet. Pieter, wil jy nie net vir ons iets sê oor hoe interpreteer jy die titel van ons program, die naam van ons program, die Hangbrug? Ja, die Hangbrug is vir my 'n interessante begrip, Charles. Ek het gehou van die woord spanbrug. Nou sal ek vir die kykers sê hoekom ek nou van daardie begrip gehou het. Hoekom spanbrug? Want dit bring die spanning weer in by 'n hangbrug. Maar ek hou ook van die begrip hangbrug. Maar ek interpreteer dit, om jou vraag te beantwoord, dat dit eintlik
'n oorgang tussen twee styl afgronde verbind. Met ander woorde, Kan 'n mens sê antagonistiese teenoor mekaar opstellings of nie? 'n mens sou nie kon noodwendig? sê antagonisties, Nie noodwendig, maar nie noodwendig nie. Mens sou ook, een van my ou leermeesters in die verlede het gepraat van 'n kreatiewe spanning. Ja. Ja, mens kry 'n destruktiewe spanning en 'n kreatiewe spanning in 'n gesprek of in 'n argument wanneer mense teen mekaar argumenteer. Ek sou verkies dat ons eerder hier praat van 'n kreatiewe spanning en dan kan ons nou uitwy natuurlik waar tussen is die spanning. Ja. Nee, wat is die een afgrond, wat is die ander afgrond en hoekom bou ons die hangbrug oor hierdie afgrond? Ek moet vir Dani Maree baie dankie sê met sy nuutste digbundel Ek en jy bestaan nie, wat vir ons die titel gegee het. Daar's 'n gedig daarin waarin die frase die hangbrug voorkom as titel, dink ek, van 'n gedig. So dankie aan Dani Maree vir ons vir die titel van vir die naam van ons program. Maar ek wil iets sê oor hang. Hang sê iets oor die dialogiese. Dit is die posisie van die dialogiese voor hulle mekaar gevind het. Dan is die proses van kommunikasie hangend. 'n Hangbrug is ook 'n redelike bedrieglike vorm van verbinding tussen twee punte. Jy weet om te onderhandel. Jy moet jou balans ken op 'n hangbrug. So hierdie konnotasies sê vir my nogal iets oor die dialogiese wat ons wil bevorder met hierdie program. Of wat dink jy? Ja, ek stem heeltemal saam. Die dialogiese, soos jy weet, is by my seker een van die heel belangrikste begrippe. Vir my as ek filosofies werk. En in Suid-Afrika, interessant nou, ek gaan vir 'n oomblik net buite die letterkunde en die filosofie tree, want ek doen ook politieke kommentaar, is die begrip van die nasionale dialoog nou iewes skielik op almal se lippe. Nou wat word daarmee bedoel? En ons gaan eintlik in hierdie gesprekke van ons heeltyd terugkeer na hierdie begrip dialoog. Kyk, in sy Griekse betekenis beteken dialoog dat die waarheid, die logos, dialogos, dat die logos lê in die middel, van die hangbrug. So, in 'n gesprek beteken dit dat die twee gespreksgenote vind die waarheid saam. Dat die waarheid is nie net altyd die besitting van een van die kante van die gesprek. Dit laat mense amper dink aan daai tyd toe John Foster, die voormalige staatshoof van Suid-Afrika, met Kaunda hulle op 'n treinbrug by Victoria Falle. Ek onthou dit was so 'n wit trein. Geonderhandel het. Ja, dit vat ons nou baie ver terug. Ek weet nie of ons daai as ons logo gaan gebruik nie. Nee. Maar dit is tog 'n interessante historiese voorbeeld. Ja. Nou kyk, die dialogiese kan 'n mens ook kontrasteer met sê maar die polemiese. Daar's ander forme van kommunikasie wat die openbare sfeer al vir baie lank kenmerk, en die polemiese is een. Die dialogiese verskil daarvan, dit is baie minder aanvallend, dit is minder verdedigend, dit is meer probing, wil mens amper sê, priemend. Die dialogiese is vir my amper 'n meer autentieke konsep en meer autentieke strewe as sê maar die polemiese. Wat ons openbare sfeer so sterk kenmerk. Ja, ons het in Suid-Afrika 'n verskriklike geniepsige openbare sfeer, as ek dit so kan stel. Maar dit is inherent in die polemiese. Dit is die polemiese. Ons het ook 'n journalistieke styl van geweldige geniepsigheid. Ek weet nie of jy dit ook so sien nie. Terwyl ek sou sê, daar moet ook ruimte wees vir die dialogiese. Rondom die dialogiese kan ek 'n hele klomp ander begrippe uitwys. Soos byvoorbeeld wys ons 'n paar uit. So bemiddelende, om te kan bemiddel. Om te probeer verstaan. Om te probeer interpreteer. Dit is alles vir my woorde wat baie sterk in die dialogiese ruimte verkeer. Die polemiese is weer strydgesprek. Strydgesprek, inderdaad. Ek gaan jou vernietig.
Ja. Of ek gaan jou standpunt heeltemal uitwis. Ja. Ek stel dit nou 'n bietjie provokatief. In die dialogiese Want die polemiese kan ook 'n sagte kant hê, maar die polemiese is oor die algemeen, en ons het 'n baie sterk polemiese tradisie in Afrikaans. En dan is daar nog 'n derde ding wat ek dink baie belangrik is, en dis die argumentatiewe. Wel, dit sluit aan by die polemiese. Dit sluit aan by die polemiese en die dialogiese, maar wat ek met die argumentatiewe bedoel, is dit kan ook soms baie skerp wees. Maar dat jy nie eintlik een van hierdie drie kan uitlaat nie. Ek sou met al drie wil werk in 'n openbare sfeer, in 'n gesprek. Okay. En onderliggend aan waarom ons hierdie reeks gesprekke wil loods, is ons soek eintlik na 'n nuwe grammatika. 'n Samelewing is nie gefonnis tot die vorms van kommunikasie en strydvaardigheid wat hom gedefinieer het nie. Daar is ander moontlikhede vir ons. En ons wil en dalk beter moontlikhede. Ek hou verskriklik van daai formulering van jou, dat ons soek na 'n nuwe grammatika. Ja. En dit is eintlik deel van enige, wat ek sou sê, 'n openbare lewe en 'n land en 'n staat wat die moeite werd is dat daar voortdurend die sentrale, kom ons noem dit maar woordeskat, wat in daai land gebesig word, uitgedaag word. En natuurlik is die woordeskat van 'n bepaalde land nooit te skei van die woordeskat daar buite nie. Nee. Met ander woorde, daar moet ook gesprekke buite die grense van 'n land plaasvind. En ons gaan later oor vertaling en vertolking en al hierdie wonderlike dinge praat. Wonderlike maar 'n kultuur of 'n staat of 'n mensdom wat nie kan 'n nuwe woordeskat skep nie, of kreatief inspel op die woordeskat wat reeds daar is nie, is in die moeilikheid. Absoluut, ek stem 100% saam met jou. En my gevoel oor die al vir geruime tyd oor die Suid-Afrikaanse samelewing is dat ons is in die moeilikheid, en sommige van ons middele tot oorlewing is besig om voor ons oë te vergaan. Want ons herinner onsself nie genoeg aan hulle bestaan nie. Ons aanvaar te veel dinge as vanselfsprekend. En dit kan 'n mens nogal bekommerd maak. Jy weet, een van die verskille tussen die polemiese en die dialogiese, sou ek sê, is die dialogiese staan nie so sterk op die oorwinning van die argument nie. Dit staan, jy weet, die polemiese is baie meer, ek stoot my argument. Die dialogiese is meer, kom ons kyk wat kom tot stand tussen ons. Ja. Dalk is dit 'n sintese wat albei van ons agterlaat, tot albei van ons se voordeel. Charles, hierdie punt wat jy nou opper is so belangrik, want ek gaan nou probeer effens tegnies raak rondom dialoog. Okay. Ek sou sê in die filosofie is die dialogiese styl van filosofie is meer, as mens dit so kon noem, kontinentale denke of die fenomenologiese tradisie. Want via die dialogiese probeer mens verstaan, en jy is nie so skerp daarop uit om te wen in die argument nie, want jy wil die werklikheid, jy wil nuwe moontlikhede in die werklikheid oopmaak. Ja. Ek dink Heidegger gebruik die begrip ontsluiting, erschließung. Nee, jy wil nuwe moontlikhede oopmaak. Terwyl maar die polemiese en die en veral die argumentatiewe vind mens dalk sterker in die analitiese tradisie, dis die meer Anglo-Amerikaanse tradisie van filosofie. Ja. En ek dink daar is vir beide plek, maar ek is geneig om die dialogiese baie te gebruik, omdat ek in my denke baie sterk verstaanend te werk gaan, of dinge probeer verstaan, maar ek weet 'n mens kan ook nie net in baie gesprekke bloot probeer verstaan nie. Jy moet soms 'n bietjie provokatief wees, jy moet soms 'n bietjie polemies wees, en mens moet daarom die basiese argumentasiereëls van enige gesprek ook nakom. So jy sê dat 'n basiese klemverskil tussen die analitiese manier van filosofeer en die sê maar die fenomenologiese manier van filosofeer, dat dit by die analitiese
gaan oor ontdekking, terwyl dit eintlik by die fenomenologiese gaan oor skepping. Of is dit 'n bietjie ek sou nie die ontdekking by die analitiese sit nie. Nee, ek sou eerder sê dit is meer probeer verklarend en proposisioneel werk. Okay, maar dis baie naby. Ja, ek sou sê die logiese en die empiriese is baie belangrik in die analitiese, terwyl ek sou eerder ontdekking en ek sou eerder skepping by die meer fenomenologiese plaas. Maar weer eens wil ek vir die kykers beklemtoon, dit is bloot gesprekstemas wat mens kan nooit hierdie goed absoluut skei nie. Mens kan nooit 'n veralgemening maak, mens moet versigtig wees, en ons sal nog later oor die fenomenologiese en kontinentale filosofiese tradisie, waartoe ek en jy behoort, en die analitiese. Ons gaan 'n hele program net daaroor ook maak. Maar ek dink hier waar ons praat oor letterkunde en filosofie, sal ons in die volgende segment nou 'n bietjie nader moet beweeg na hoe ons die letterkunde gaan lees teen die agtergrond van hierdie gesprek wat ons gehad het. Okay. Ek dink dit is belangrik. Goed. Ja, dat ons dit doen. Okay, want dit gaan vir ons iets sê van hoe ons die oorkoepelende saamtrek in die punt van fokus waarmee ons besig is. En jy gaan my baie moet help, want jy is eintlik 'n digter en 'n skrywer en 'n kritikus, soos ek jou lees, maar ook filosoof wat baie sterk hierdie fenomenologiese lyn het in die manier waarop jy te werk gaan. En ek sal meer by jou wil weet hoe jy dit letterkundig uitleef en gebruik. Want ek gebruik dit natuurlik nou meer na die filosofiese kant toe, maar so leer ons by mekaar. Ja. Ja, Charles, in die deel van die gesprek wil ek baie graag waaroor ons nou gepraat het. Nee, ons het nou 'n diep gesprek gehad oor die fenomenologiese en die analitiese, meer filosofies. Maar kom ons bring dit na die letterkunde toe. En hier is jy vir my 'n uiters belangrike gids, omdat jy so lank in die letterkunde is. Jy is 'n gesiene en 'n bekende Afrikaanse digter. Jy's 'n kritikus, jy's 'n prosaïs. En jy het ook nou 'n belangrike boek in filosofie geskryf en jou doktorsgraad in filosofie verwerf. Ja. So ek sien jou in 'n groot mate, die Duitsers het die begrip dichter. Jy's beide 'n denker en 'n digter. Nou help my bietjie, hoe het die fenomenologiese tradisie jou in jou lewe beïnvloed? Ek neem aanvanklik seker sonder dat jy eers geweet het van so iets en jy dinge ervaar en later het jy die woorde gekry om te kan beskryf hoe jy digkuns pleeg, of hoe jy skryf. Okay, dankie vir daai vraag, Pieter. Kyk, ek het begin as 'n digter. Ja. Okay. En dis baie interessant om daarop te let wat die digterlike sfeer of ambiance was van toe ek begin dig het. Die ethos van iemand soos Lucebert en Breitenbach het baie sterk gestaan in daardie aanvangssituasie van my eie digterskap. En dit is daai digterskappe, dis naoorlogs Europees ingegee. Dit fokus op die subjektiewe eerder as op die, jy weet wat jy kry by Van Wyk Lou weer, dat waarheid dalk iets objektief kan wees. Dit fokus meedoenloos en absoluut eerlik op die subjektiewe. En waarneming en waarheid is ten nouste verbind. Nou dit was die omgewing waarin mense soos ek begin dig het. Wat ek nou net vir jou geskets het, is eintlik maar vlugskrif vir die fenomenologiese. Dit was 'n fenomenologiese samelewingsraam waarbinne ek begin dig het. En dit het dwarsdeur gegaan in my loopbaan, in my prosa, in dit en dat. Ja, kyk, ek wil jou nou 'n bietjie vir 'n oomblik net hier stop, want ek probeer nou verstaan wat jy vir my sê, want dit is fascinerend. En dit is dat daar was invloede op jou gewees. Uit die aard van die saak
digterlike invloede, maar daar was seker ook ervaringsinvloede, om gewoon net in hierdie land te lewe, om, jy weet, in die 60er jare op te groei, die 70er jare, jy weet, om 'n jong kind in die 60er jare te wees, in die 70er jare ergens universiteit toe te gaan, om 'n weermag ervaring te gehad het, wat in jou geval nie 'n baie goeie een was nie, en saam met dit om te dink en om te studeer, om woorde te probeer kry, hoe gaan ek dit wat ek ervaar verwoord? Dit is wat ek by jou hoor, saam met invloede, en jy verwys na Bruiten. Kyk, die 60ers het die 60ers oplewing, wat eintlik die tuiskoms was van die modernisme in Afrikaans, staan nog agter daardie tyd. Jy weet, dit is kentekenend van daardie tyd, wat toe die volgende generasie digters en skrywers in Suid-Afrika opgelewer het. Ja. Dit is 'n tyd waarin die subjektiewe, soos ek gesê het, en die waarneming sentraal staan in die vraag, wat is die waarheid? Dink maar aan Jan Rabie se vroegste werk, jy weet, sy kortverhale. Dit was die impulse. En jy het nie noodwendig as 'n skrywer wat in 'n opvolggenerasie is nie, met daardie goed doelbewus omgegaan nie. Dit was 'n swygende grammatika wat ingespeel het in jou as skrywer op droomvlak. Ja. Dis my fascinerend. En jy weet, en wat ek nou eintlik besig is om te doen, is om my hoed te lig vir voorgangers wat vir my 'n konteks gegee het om binne gebore te word. En ek kan maar net hoop dat ek in my generasie dieselfde sal doen vir 'n volgende. Ja. Jy weet. Ja. Maar ons moet meer ons moet meer doelbewus omgaan, besinnend omgaan met wat dit is wat ons in staat stel om te wees wat ons is. Ja, absoluut. Dit is eintlik en dit is hoekom ek nou hierdie dinge genoem het. Ja, dit is die groot wat mense dit nou seker kan begin fenomenologies noem. As jy 'n bewussyn het dat jy nie net bloot subjektief dinge beskryf nie, maar dat dinge ook vir jou gegee word om dinge te beskryf, as ek dit so kan formuleer. Ja. En dit is vir my, dit is byna nie net 'n logiese proses nie, maar ook 'n ontologiese proses. Nou, dit is 'n belangrike woord. En die woord is 'n bietjie swaar, en baie van ons kykers het dalk ook nog nie so sterk met die woord kennis gemaak nie, maar die ontologiese beteken net dat jou eie subjektiwiteit altyd in verhouding is met die werklikheid om jou. Met 'n aanname wat die werklikheid is. Ja. 'n aanname van wat die werklikheid is. Ja. En dit is hoe ek jou... Ons moet nooit ons ervaring van die werklikheid verwar met een of ander ewigdurende werklikheid wat daar buite is. Jy weet. Die ewigdurende werklikheid wat daar buite is, mag ons miskien tref in terme van meteoriete en goed. So be it. Maar wat ons ervaar as werklikheid is ons wêreld. Dis ons wêreld. Dit sterwe met ons as ons sterwe eendag. Jy weet, ons as mense. Ja. Maar ek wil nou nie te swaarwigtig raak nie. Ons gaan nie sterwe nie. Ons gaan ek gaan die teologiese op die oomblik net daar parkeer, want ek dink ons kan dit ook nog aanraak eers. Maar ek wil net vir jou die volgende sê, wanneer ek byvoorbeeld iemand soos Bruiten lees, dan kry ek in sy digkuns ongelooflike diep laag, wat nie net subjektief is nie, maar en natuurlik is hy 'n digter wat met 'n baie sterk emosionele lading dig, as ek dit so mag stel. Maar ek kry goed in sy digkuns amper iets bolands. Jy weet, die landskap, die landskap wat terugpraat en wat ook daar is, die werklikheid met ander woorde. En wat dan 'n geheel beeld gee wat vir jou sê, maar hier is iets in hierdie digkuns aan die gang wat nie net bloot subjektief is nie. Hier is ander dinge aan die gang. Ja, kom ons sê, dit het kollektief subjektief te doen. Dit het met kultuur te doen en algemene aannames
tussen jou en jou gemeenskaplike kultuurlinge, maar dit is op 'n kollektiewe manier tog ook nog subjektief. Jy weet, hierdie klem op die subjektiewe is eintlik 'n naoorlogse uitvloeisel van Europa. Want alle waarhede het oënskynlik verval met die ondenkbare afgryslikhede wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. En dit is amper dan 'n kwessie van, jy weet, as jy dink aan Descartes se dictum, ek dink daarom is ek. Vir die naoorlogse digters soos Hans Magnus Enzensberger en hierdie mense wat weer sit as invloede agter die 60ers. In 'n mate. Ja. Vir hulle het dit gegaan, dit was nie meer 'n kwessie van ek dink daarom is ek. Dit was 'n kwessie van ek droom en herskep. Daarom is ek. Ja. En daar's geen limite aan hierdie herskepping nie. Solank ons net nie dieselfde nonsens skep wat die totale ontnigtering, wat agter die totale ontnigtering sit. Ja. Jy weet, die totale ontnigtering dat daar dalk iets objektief is wat die waarheid is. Jy weet. Ja. Charles, dit is nou 'n mond vol daai. Ek wil net sê ons het nou vir hierdie segment was dit nou 'n bietjie hoe sal ek dit stel? Dit het bietjie teoreties gegaan, maar Okay. ons gaan nog die hele ding van die digkuns. Ja. En hoe jy die Kom ons digkuns doen dit sien. nou. Gaan ons nog baie konkreet ook uitspel. Maar dit is ook goed dat ons elemente van hierdie gesprek behou. Ja. Soos byvoorbeeld toe jy begin dig het, was jy van die fenomenologie bewus of hoe dit begin? Ja. Het jy gewoon maar net ek vra nou vir jou 'n baie persoonlike vraag, Ja. maar hoe het jy by hierdie filosofiese posisie uitgekom? Seer sekerlik nie onder die naam van enige filosofiese posisie nie. Ja. Ek meen, ek was gewoon 'n digter. En ek het sommige Nederlandse gedigte mee kennis gemaak en later aan veral met sommige Franse gedigte in vertaling, in Engelse vertaling of Nederlandse vertaling. En ek wou maar net 'n digter wees. Trouwens, ek wou maar net 'n paar lekker versies skryf wat sal maak dat die meisies van my hou. Jy weet? Ja, want ek worstel... Daar was niks, Ja. jy kan sien, daar was niks filosofies daar agter nie. Ja. Maar langsamerhand begin jy jouself vra, maar waar kom hierdie impulse van my vandaan? En dan raak dit noodwendig 'n filosofiese vraag. Ja. Inderdaad, maar ek wonder altyd oor die ding, kyk, ons het in die Afrikaanse digkuns hierdie kwessie. Ek moet dit nou maar noem vroeg. Ja. Dat 'n mens moet eintlik denke uit jou digkuns hou. Dit is 'n vreeslike belangrike ding wat jy nou aanraak. Ja, ons moet denke uit die digkuns hou. Maar soos jy dit nou verduidelik het, klink dit vir my, maar mens kan nooit denke en die digkuns heeltemal of idees en metafore van mekaar skei nie. Dat hierdie goed altyd is verwikkeld. En as 'n digter aan die gang kom, moet daar tog iets denkend sowel as wat sou mens sê skepend, die skepende aard. Jy moet jou taal ken, jy moet jou metafore ken, jy moet jou reëls van die digkuns ken. Ja. Maar daar lê tog iets daar rondom wat definitief op die denkende of op die idee vlak lê. En as digter is dit vir my die groot, ek is nou nie 'n digter nie, maar ek wonder altyd, begin 'n digter al reeds met 'n filosofiese woordeskat en die tegniese reëls, of kom die idees later en jy begin meer tegnies, of hoe gebeur dit? Weet jy, Pieter, ek persoonlik dink dit gebeur gelyktydig. Die idees is altyd daar. En dan die persoonlike ervaring wat 'n vlamskerp weergawe wil skep van 'n ervaring. Maar daar's idee ook daarbey betrokke. Histories in die Afrikaanse en ook in die Engelse te lande kritiek
het ons te absolutisties te werk gegaan. Met dit is dit of dit is dat. Die filosofie is dit, digkuns is nou weer dit. Dit was nie so dit is nie so in die denke in die denke oor kuns in Europa nie. Jy kry Paul Valéry wat heeltemal ander idees het oor hoe idees ook 'n deel is van die mees vlietende en mees snydende liriese ervaring wat in 'n oomblik vasgevang is. Jy dink daai ding is net 'n ervaring en net 'n skerp oomblik, maar daar's ook 'n idee daar agter. Jy weet, die goeters kan nie die goeters word nie geskei nie, nie eintlik nie. Maar ons het te pertinent te werk gegaan in Afrikaans vanaf die 60er jare, dis nou na Van Wyk Louw en na Opperman, ons het met die idee van die liriese oomblik, wat niks te doen het met idees nie, wat niks te doen het met filosofie nie. Dit is 'n tydsgees gewees, en dit kom uit daai naoorlogse, in my opinie, daai naoorlogse misnoë en wantroue met idees. Jy weet, die beste idees van Europa kon nie die Jode uitwissing keer nie. So, kom ons kyk nou wat ons kan doen met net onsself. Ja. Jy weet. Ja, dis amper daai satere moment. En die Suid-Afrikaanse jong digters het natuurlik nie aan die Jode uitwissing gedink nie, want ons is in 'n baie klein wêreld van onsself aan die suidpunt van Afrika opgetrek, maar daar was tog ooreenkomste, daar was tog lyne van invloed. Want hoewel ons nie volledig westers onsself noodwendig kan noem nie, ons definitief proto-westers. Jy weet. En daai geheue speel in by ons. Ja, van daai tema gaan ons nog beslis ook herbesoek. Ek wil net sê een van die eras wat my ten diepste boei, is die era in Jena 1780 tot 1807. Ja. Hoekom boei daai era my? Daar's figure soos Goethe en Schiller. Ja. En ek wil veral na Schiller verwys. Want Schiller is nie net dramaturg, digter, skrywer, ek dink hy het ook romans geskryf, ek is nie seker nie, maar hy is ook denker, filosoof. Goethe dieselfde. Goethe is by al sy skryfwerk, sy digwerk en so meer ook 'n denker. Absoluut. So ons het hier historiese voorbeelde, jy het na sekeres verwys, maar dit is vir my, vanuit die filosofie uit, was ek nog altyd ongelooflik begeesterd. Dat daar 'n tydperk was van, kom ons noem dit 15 of 20 jaar, in hierdie dorpie Jena, waar digters, natuurwetenskaplikes, skrywers, filosowe, dramaturge, politici, bureaukrate, want Goethe was ook 'n bureaukraat, maar hy was ook 'n skepper, 'n digter, dat hierdie mense met mekaar kon gesels het. En 'n woordeskat kon ontwikkel het, dat hulle mekaar kon verstaan. Jy weet Pieter, ek dink dat hierdie ekstreme fokus op die uniekheid van die liriese ervaring van die individu as die ding wat mens die meeste kan vertrou, wat ek nou gesê het is 'n uitvloeisel van die ontnugtering van 'n afsluiting van 'n wêreld wat gekom het met die Tweede Wêreldoorlog. Ek dink hierdie oplossing wat ons vir onsself geskep het nou ook sy eie ontnugtering gebring. Ja. Ons sit met 'n klomp subjektiwiteite wat mekaar nie kan vind nie, en daarom verval ons in die retoriese en in die polemiese, en ons swem rond in 'n modderpoel van eie sinnighede ensovoorts. Nou, dit is hoekom ons die impuls voel om terug te keer na die denkende, om 'n verband te slaan tussen die denkende en die digkuns. Ja, ek sal die woord dit het nou weer tyd geword daarvoor. Ja, ek wil die begrip hier gebruik, daar samehang. Ja, dat is nie die subjektiewe ervarings nie, maar moet ook samehang wees, sonder laat samehang weer verdrukkend word. Presies.
En weet jy wat, op 'n of ander stadium gaan dit waarskynlik verdrukkend word. En dan moet dan maar weer die dan vat ons individue weer dan moet daar weer 'n verstelling kom. Ja. Nou ja, in hierdie segment gaan ons so 10-12 minute wy aan hierdie teks, maar dit is net 'n lusmaker, as ek dit so kan stel, wat 'n verskriklike woord. In die toekoms gaan ons selfs 'n hele program kan wy, nie net aan katte nie, maar ook aan 'n bepaalde teks. Ja. Maar ek dink ons wil vir ons kyker hier ons wil vir ons kyker hier 'n greep of iets gee van hoe gaan ons 'n teks in baie groter detail bespreek. Ja. Maar ons doen dit so, en ek wil begin deur te sê, wanneer ek 'n digbundel voor my het, En sê net die titel. Dit is die titel van Dani Maree is Ek en jy bestaan nie, die bundel wat nou pas verskyn het. Wanneer ek so 'n bundel het, uit die aard van die saak, wil ek eerstens weet wie die skrywer is. Ek is ongelukkig een van daai mense, ek wil weet wie is die skrywer agter die boek. Ek ken die hele polemiek rondom Van Wyk Lou en die skrywer agter. Maar ek wil weet wie die skrywer is, waar hy is, hoe oud of lewe hy of sy nog. Ek wil dit weet. Met ander woorde, wie is die skrywer? Nou in die geval van Dani Maree ken ek hom baie goed in 'n groot mate. Ek het hom ook al 'n paar keer goeie gesprekke met hom gehad. Hierdie is nie sy eerste bundel nie. En dan begin mens na die oeuvre van 'n bepaalde persoon kyk, en dan gaan jy in die teks in. Ek weet nie of dit vir jou sin maak nie. Is ek 'n bietjie 'n vreemde leser, of hoe sien jy dit? Nee, dis 100% geldig. Ja. Hoe lees jy? Hoe begin jy met so 'n teks? Ek verskil van jou oor die vooropstel van die skrywer self. Ja. Ek gaan na die teks toe. En natuurlik sal die skrywer deurskemer in die teks. En ek sal aan hom dink natuurlik, en of haar dink, en miskien wat ek weet van daai skrywer gebruik in voorstellings van die skrywer se beelde ensovoorts. Ja. So jy weet, die skrywer figureer, maar ek kan ek net gou weer 'n kaart skryf vir 'n repliek. Ja. Kyk, wanneer ek sê die skrywer is vir my baie belangrik, bedoel ek dit nie dat dit 'n oorheersende faktor moet word nie. Maar dit is vir my deel van die teks wat na my toe kom. Dit is die skepping van iemand, maar dan moet ek ook, en daar is ek soos Van Wyk Lou, ek moet ook die teks respekteer. Natuurlik. Wat geskep is deur die skrywer, maar dit is vir my altyd lekker om te weet dat hierdie teks kom uit 'n bepaalde horison. Hier gebruik ek nou 'n tegniese, en ons kan dit ook weer vat na ons hangbrug toe. Ja. Hier is ek op hierdie afgrond, en hier's Dani Maree op sy afgrond. Ja. En die hangbrug is die teks, wat ek probeer verstaan, waar kom hy vandaan, en ek probeer die teks natuurlik vanuit my vooroordele, my veronderstellinge te lees. Ja, ek dink jy het dit baie mooi gestel. En dit is vir my ook dit noem ek 'n hermeneutiese manier van lees van 'n teks. Hierdie is 'n belangrike woord wat ons nog nie te berde gebring het nie. En dis 'n groot woord, maar ons gaan hom nog baie herbesoek. Hermeneuties. Ja. Wil jy ietsie meer daaroor sê? Nee, net belangrik dat daar 'n verskil is tussen dialogiese en hermeneutiese. Hermeneutiese is baie belangrik, want dit bring die verlede en die toekoms en die hede in verskuivende gesprek met mekaar. Ja. En dit is 'n bewuslike verbintenis wat jy aangaan met die hermeneutiese. Presies. Maar miskien moet ons nou na die teks spesifiek gaan. Ons het nou so kom meer ons doen dit. Wil jy dalk ietsie lees? Kan ek wat vir my geïnteresseer het by die eerste lees van hierdie bundel? Gee jy iets en dan gee ek vir my iets. En dit is dat dit staan op heel aan die einde van die bundel, en dit help jou as leser, want hier word gesê, Ek en jy bestaan nie, is die 4de bundel, né? Dit is die 4de bundel van Dani Maree. Ja. En soos sy vorige bundels, is dit gedigte wat openhartige, intieme gesprekke met die leser aanknoop. Ek dink die vorige 3 bundels van Dani was baie in daai lyn. Maar dan sê dit, hierdie keer gaan dit egter nie oor persoonlike verhoudings en morsige liefde nie, maar oor die ongemakke van ras en klas en die maniere waarop die verlede in die hede uitspeel
binne die eie huis en gemoed in 'n era van toenemende politieke ongeduld, paranoia en polarisering. En daarbey sou ek wil voeg dat Dani posisioneer sy hele digbundel in die suburb, in die voorstad, wat ons so goed ken. Hier sit ek en jy in my huis in 'n suburb in Johannesburg. So ek dink wat die interessante van hierdie bundel is dat Dani neem 'n nuwe kwalitatiewe sprong in sy digkuns deurdat hy die meer persoonlike, wat voorheen ook implisiet polities was, nou baie sterker polities maak, as ek dit so kan stel. Ja. En dit maak dat dat 'n mens jy weet, 'n leser soos ek hou daarvan om dan baie om agter die teks te wil lees. Ja. Ek wil agter die teks lees oor wat hierdie outeur beweeg. En wat van agter die teks deur die outeur beweeg, as ek dit amper so mag stel, na iets anders. Want onthou, ons praat hierso oor taal. Ons praat hierso oor 'n sisteem wat sy eie bewegings amper soms uitvoer, en ons as outeurs jy weet, swem maar saam in die stroom. Jy weet? Ja. Daar's iets daarvan. Ja. Jy weet, een van die interessante dinge van Dani se bundel was Kan ek jou net gou stop voor jy aangaan oor die bundel? Natuurlijk. Jy sê die outeur swem saam met die stroom. Jy bedoel nou, bedoel jy dat Dani is 'n outeur, hy's 'n digter en jy lees hom as 'n digter? Ja. Of lees jy hom net as 'n leser? Of jy kan hom seker nie lees sonder om 'n digter te wees wat hom lees nie. Maar ek gaan hom weer bietjie anders lees as jy hom lees, en 'n kyker gaan hom anders lees. Maar nogtans is daar moet daar 'n gesprek dan plaasvind, wat gebeur in hierdie teks? En ons het almal verskillende ervarings van ons lees van die teks, maar ons is tog in gesprek met mekaar oor ons verskillende leeservarings. Ja, maar die belangrikste ding wat ek wou gesê het, is hoe taal en die bewegings van taal ons eintlik manipuleer en stuur. Ja. As outeurs, eerder as dat ons die taal stuur. Presies, ek dink Heidegger sê dit eers, Sê hy dit? dat ons praat nie net 'n taal of lees 'n taal nie, maar die taal lees ons of praat ons. En Dani se hele manier van verwysings die hele tyd insit van rockmusiek, en verwysings wat die tydsgees, die populêre tydsgees bepaal, om dit die hele tyd in te sit, wys dat hy 'n bewustheid het van hoe hy as outeur geskryf word deur die kodes van sy tyd. Ja. Okay? En jy het eintlik nie vol mag. Jy het beperkte mag in hierdie spel van ek verset my nou self so 'n bietjie teen die kodes van die tyd. Maar daai kodes van die tyd is geweldig sterk. Ek hou baie daarvan, jy weet. Ek hou baie daarvan. Jy weet eers lank nadat ek die digbundel gelees het, ek gewonder, hoekom is dit nie 'n vraagstuk, is dit nie 'n interessante vraagstuk om na te kyk, waarom is die suburb die sentrum van mag en bemagtiging? Daar is 'n verswee stelling daar, dat die middelpunt, die oorspronklike middelpunt, wat die stad is, of die binnestad, is ontmagtig. Nou hier is 'n rare kontradiksie aan die gang, wat allerhande vrae na vore stoot. Ja. Die suburb is die bemagtigde, maar die binnestad, wat altyd in die verlede, jy weet, in die tyd van Europa, die bemagtigde deel was, is nie meer die bemagtigde deel nie. Wat beteken dit vir ons? Wat gaan hier aan? Jy weet, mense kan sulke vrae vra, wat nie direk letterkundig is nie, en ook nie direk filosofies nie. Ja. En ek dink dit is die tipe ding wat ons soms hier wil doen. Maar ek dink waar Dani mee hier werk, en miskien moet ons nou alweer na
jy weet 'n wonderlike teks nou begin afeindig. Ja. Maar ons gaan nog hierdie teks dalk in 'n volgende program Nee, in 45 minute bespreek. Definitief. Wat vir my belangrik is ek stem saam, die suburb is natuurlik op die rand van die stad, nê? Ja. En mense het nou na die rand toe uitgewyk, veral in Suid-Afrika. En daar woon hulle, maar nog die ou stadsentrum bly nog. En veral hier in die noorde van Suid-Afrika is die stadsentrum nou heeltemal iets anders as die suburb. Maar die mense wat nou in die stadsentrum is, kom ook na die suburb toe. So dis nie dat die periferie en die sentrum is nie totaal van mekaar geskei nie, en dan kom hierdie maar kan jy sien hoekom die Marxiste so belang stel in hierdie dikotomie? Hoekom sal die Marxiste belangstel? Omrede dit amper lyk soos 'n situasie van die hondjie van die stad wat die hondjie swaai. En hoekom is dit nou so en bladibla. Ja, dis baie ek kan verkeerd wees wat ek nou sê. Ja, kyk, ek dink hier is 'n materialistiese lyn in Dani, maar sterk, hier is ook 'n fenomenologiese lyn by Dani. Want hy's 'n baie sterk waarnemer van sy omgewing. Hy skryf vanuit die suburb uit, dink ek, maar hy's diep bewus van die strukturele omstandighede, as ek dit so mag stel, van sentrum en periferie. Absoluut. En nou kan mens oor daai sentrum en periferie baie diep gaan gesels. Mense sou kon praat, jy weet, natuurlik oor die onderbou en die bowebou en al sulke ander begrippe, maar miskien moet ons dit vir hierdie keer net daar laat. Ek wil net 'n laaste opmerking maak. Jy weet, net nadat ek Dani se digbundel gelees het, het ek die roman van Pasternak, Dr. Zhivago, gelees vir die eerste keer. En wat ook gaan oor 'n tydperk in geweldige fluksie. Hou hom op. Pragtige boek. En jy weet, as mens kan amper die kraak twee sulke werke in spanning met mekaar bring, en jy gaan ongelooflike interessante kennisvelde eintlik oopboor. Insigte kry, laat ek net self insigte, jy weet, heeltemal verskillende tydperke, maar albei neuroties en gefilterd. En wat gebeur as hulle twee met mekaar begin gesels in die leser se gemoed? Ja, nee, dis 'n fantastiese afsluitingspunt dink ek hierso, want dit bewys ons het nog net aan die tippie van die ysberg geraak met hierdie teks, en kyk hoe interessante goed het ons al losgemaak. En ons sal hierdie gesprek nog weer verder voer, en met hierdie spesifieke teks, maar ook ander tekste, en dankie dat jy die interteks ook uitgewys het tussen byvoorbeeld Dr. Zhivago en hierdie teks van Dani Marie. The unexamined life is not worth living. Ja, dit is Sokrates. Ons het nou ook nie gepraat nog oor vertolking en vertaling nie, maar ons sal daarby by 'n volgende program uitkom. Liewe kyker, baie dankie vir die saamkyk. Hierdie was die eerste van 'n reeks gesprekprogramme wat ons op hierdie kanaal in die toekoms gaan lewer. Uit die aard van die saak stel ons belang in enige vorme van borgskappe, sodat ons hierdie gespreksreekse so goed en so professioneel as moontlik kan maak. Besonderhede hieroor vind u op die skerm. Baie dankie en tot 'n volgende keer.